Daar's hy, welkom by ons Verdiep podcast. Hier saam met my is Pastor Ilse en ons gaan 'n bietjie kuier rondom die gedagte Pinkster nou. Pinkster en vir soveel van ons, veral in die Pinksterkerke, die charismatiese kerke, dan dink ons aan Pinkster as hierdie uitstorting van die Heilige Gees en nou is die krag hier en nou moet die tale gebeur en die vuur moet gebeur en die genesings, die wonderwerke moet gebeur en as jy nie dit beleef nie, het jy nie Pinkster nie. Ja. En ek dink in daai hele idee van Pinkster is dit party mense, ek kom uit 'n tradisionele kerkgeskiedenis uit waar dit amper vir my scary gedagte was as iemand begin Pinkster praat en is soos nee, jy weet en I don't want to do that, ek wil nie daaraan blootgestel word nie, want is hierdie krag. Maar is dit nie so? Ek dink 90% van ons gemeente kom baie keer uit die sisterskerke uit. En dan toe ek groot geword het, as jy sê charismaties al klaar, die idee, dan sit net so, dis 'n prentjie, dis charisma, dis die gedagte. Never mind is die krag. So daar's hierdie opgestelde idee van wat dit glad nie naby wat dit eintlik beteken nie. Die werkende krag van en allow my net om dit te sê, jy praat van die sisterkerke, but dis nie 'n identiteit wat noodwendig direk gekoppel is dan aan die sisterkerke noodwendig nie. Ek was in menige sisterkerke dan waar wel die Heilige Gees toegelaat word om te werk. So is dit is dalk iets wat ons ervaar. Ons eie konteks aan koppel en dan dink ek tradisie en kultuur en dis een van die goed wat ek Sondag oor gepraat het, maar ek dink ons skep 'n kultuur binne in 'n kerk en of jy nou tradisionele kerk, sisterkerk, ek het al gehoor van Rooms-Katolieke kerke waar die Heilige Gees toegelaat word om te werk en staf, so waar wonderwerke plaasvind en goed en ons noem nou spesifieke bedieninge en spesifieke kerks en denominasies is die woord, dankie Pastor Ilse. En dis nie spesifiek dit nie, dis jou background, dis jou belewenis. Ja, 'n personal ding. En ek love it. Ek love waar ek vandaan kom. Ja. Just to put it out there, ek dank die Here vir die geleentheid vir wat daar gebeur het en die mooi wat daar is. So nou met dit is dat wel my geskiedenis en my ervaring van church was nooit Pinkster nie. Dit was nooit die konteks van krag en daai werking in dit nie. So ek het always hierdie vrees gehad, hierdie angs as hulle begin praat het, mense gepraat het oor tale en die wonderwerke en die goed en dan so soos wow, hier gaan ietsie van nie gebeur, hier gaan een of ander power plaasvind en staf en dis wat jy sê en wat ons dan baie keer ervaar by sekere denominasies en dan is jy bang daarvoor. En dan is jou idee dat Pinkster is power, en is krag, en is dit en dit. Wat dit wel is, en die woord praat daarvan, maar Pinkster is nie net dit nie. Pinkster is ook 'n persoon. Yes. Wat vir die eerste keer vir ons die geleentheid bied om met die persoon te doen hê. God is drie-enig. Amen. Hy is Vader, Seun en Heilige Gees. Ja. En daai drie-enige God, sê Jesus, sal binne in ons kom woon, die oomblik wanneer Pinkster gebeur. When it's happening, our personal moment. En dan dink ek, wat is die beskrywing van die Heilige Gees? En hoekom is ons so bang daarvoor? Jy weet, helper, caregiver, dis nie net krag en 'n oordonderende aspek waar ek en jy nie beheer het daaroor nie. Want is nie net 'n krag nie. No, it's personal. There's somebody along with it wat jy kan kom en jy leer ken en working gently with you met wat ook al jou agtergrond is op daai stadium. Dis hoekom ons sê jy met 'n persoonlike verhouding hê met God, want jy met die persoon leer ken. En die Heilige Gees is 'n persoon, ons lees in die woord dat hy het gevoelens, hy kan bedroef word, wat beteken hy kan bedroefd voel. Ons lees in Handelinge hoe die Heilige Gees het besluit wie hulle moes stuur, wat beteken die Heilige Gees maak keuses, wat weer 'n human attribute is, nie human nie, maar personal attribute is, hy's 'n persoon, so ons lees dat dit is 'n persoon met wie ons te doen het, en ek dink vanoggend, die mooi daarvan vir my is dat, sou dit net 'n krag gewees het, dan kon God sy krag ten dele aan jou gegee het. Maar die woord is duidelik, en hy sê, God gee nie sy gees ten dele nie.
Hoekom nie? Want jy kan nie, want dit is nie 'n krag nie, dit is 'n persoon. En hoe gaan dit lyk as jy 'n persoon ten dele gee? Jy weet, okay, kom ek gee vir jou die kop. Of want jy moet die brein sê van die Heilige Gees, of kom ek gee vir jou die voete want jy moet die loop. It's the full measure Amen. of the Holy Spirit that's with us and in us. En dit is waar die Pinkster gedagte is wat het gebeur met Pinksterdag? Wat is die belofte gewees? Backtrack, al die pad terug. Wat is die belofte vir 4000 jaar? Wat is die woord wat uitgespreek is? Wat sal eendag gebeur wat nie nou gebeur, weet, voor Pinksterdag nie? Wat is die verskil? Hoe gaan dit verskil? Pastor, wat is dit wat die Ou Testament vir ons sê, die profete vir ons sê, wat gaan gebeur met Pinksterdag? Die uitstorting van die Heilige Gees, die oomblik wat ons daar's 'n mooi woord wat jy gebruik, is die pand, daai waarborg wat ons ontvang van wie ons binne in ons het. Amen. En dis in daai oomblik wat besig is om te gebeur, waar vir soveel mense, hoeveel duisende jare, soos jy sê, wag, en ek en jy, elkeen hier het die voorreg om dit te kan hê. Amen, amen. Pastor, maar in die Ou Testament sien ons tog die Heilige Gees. Yes, we do. Ons doen. So wat is die verskil tussen wat ons nou beleef en wat hulle in die Ou Testament dan wel beleef het? So vir my en jou, it's permanent, it's relationship, en ons praat van die woord, die inwoning van die Heilige Gees, waar in die Ou Testament is altyd net die Gees wat vir 'n tyd en vir 'n purpose oor iemand gekom het, en dan het hy, jy weet, aangegaan en die purpose is bereik, maar daar's nie daai relationship wat ek en jy vandag met die Heilige Gees nie, of enige iemand anders wat dan dit ervaar. En jy het die woord gebruik vir 'n purpose, vir 'n tyd in die Ou Testament. Wat beteken nou woon hy in vir 'n purpose en vir 'n tyd, en die tyd is forever. It is there, you've got this. Jy weet die woorde, as jy so kyk na die skrif en dan in die dispensasie, dit beteken nou die Bybelse tyd wat ons leef, in die dispensasie waarin ons leef, is dit soveel meer wow. Want die woord sê, God sal jou nooit verlaat of nooit in die steek laat nie. Nee, in die Ou dispensasie, Ou Testament, het die Heilige Gees, alhoewel God nooit kan jou verlaat nie, maar die Heilige Gees vir 'n tydperk oor iemand gewees en dan sy onttrek. Ons sien hoe Dawid bid en hy sê, Here, moenie u Gees van my weerhou nie. Soos dis van buite af en weg, en hy kon dit voel, soos vir 'n tydperk. Nou sê die woord, ek sal jou nooit verlaat, nooit in die steek laat nie. Nou is dit inwonend, wat sê, die Heilige Gees woon nou binne in jou. Hy's binne in jou, en of jy foute maak, nog steeds binne in jou. It's working, he works with what he's got there. Yep. Ja. And he loves you so much that he's willing to come and live inside of you. Dis ek dink as jy praat van ons persepsie en dan wat die volheid daarvan is ek weet nie of ons in ons menswees regtig kan verstaan wat dit beteken om dis so bietjie jy weet die oomblik wat jy dink aan iets, jy kyk inwoning Heilige Gees of jy sien dit en dan sien jy as jy op hom sou klik en dan is dit soos al hierdie drop-downs en daar's soveel aspekte wat jy kan gaan stop en jy sê wow, but it's this too en it's this too en dan praat jy later en jy besef maar jy kan nie praat of leef sonder enige aspek van dit nie, dis so deel van my en jou, it's nie aangeplak nie, is nie tydelik nie. En ek het Sondag bietjie genoem dat jy weet die gedagte van die huwelik en my storie gewoonlik as ek mense voor ek hulle trou is altyd, jy het 'n kultuur, ek het 'n kultuur. So wanneer ons by mekaar kom, dan kom daar twee verskillende kulture by mekaar. En ons kan sê maar ons is Afrikaners, ons het die Afrikaner kultuur of Zulu is ons die Zulu kultuur. Ek gee jou 'n brief. Ek was nog nie in 2 Afrikaner huise waar dieselfde kultuur daar het change. Niemand speel Monopoly dieselfde nie. Daar's house rules, okay? Ja, that's true. Ja. Maar ons mag nie oor Monopoly praat nie, want my manier van Monopoly speel is nog nie kingdom nie. Is nog nie wettig nie. Nee, jy kan nie. But that's exactly that. So there's different cultures alreeds geskep in julle huis, ons huis. En nou kom ons by mekaar in hierdie huwelik en is soos, okay, great, maar is daar twee cultures, manier hoe jou ouers julle groot gemaak het, die manier hoe jou man se ouers hulle groot gemaak het, die manier hoe jou ouers met finansies gewerk het, die manier hoe jou man se ouers met finansies gewerk het, waar julle vakansie gaan het, hoe julle, wat julle geniet het, nie gedoen het, wat julle mag en nie mag nie, alles, dis 'n culture. Nou kom jy by mekaar en nou is dit soos, okay, as jy al twee cultures hou,
het jy moeilikheid. Nee, it's a recipe for disaster, net daar. En is sad, ek sien dit. Ek sien dit in huwelike waar mense so vashou in hulle culture, hulle background, want onthou ons seer, ons omstandighede create ook ons culture. En hou ons so vas in ons culture en ons wil my culture en jou culture, hoe jy dit doen, ek het doen, jou kinders, my kinders en jou geld, my geld, and it's like two different cultures, you want to fit it into one house, it won't work. Nee. En so op 'n plek moet man en vrou by mekaar kom en sê, okay, hoe vorm ons 'n nuwe culture? En dan die natuurlike proses is, okay, kom ons kyk na julle culture, hoe jy groot geword het en ons kyk wat het gewerk. En die beauty daarvan is, wow, jou ouers het so mooi met julle gewerk. Kom ons vat dit. Ja. Nee, jou ouers het so mooi saamgewerk finansiëel. Wow, kom ons vat dit. Jy weet, jou ouers het so die mooi van al twee cultures is dit wat op die einde van die dag 'n nuwe culture vorm. Nou het ons te doen met die Heilige Gees wat die culture of heaven het. The perfect And culture. that brings it in. Terwyl jy die hele ding verduidelik en jy Sondag besig, dink ek, daai wat hulle sê, okay, so daar's my kant, jou kant en dan is daar die regte kant. En dis daai submission onder wie is dan regtig nou reg? Wie bring regtig die guidance en die krag binne in daai huwelik is om dan te sê, okay, gifting vir my familie. Great, ons verstaan besigheid, ons verstaan finansies. Ek verstaan om brieke aan te sit, te verstaan. Jou family, julle verstaan gee. Dis great en ons doen dit en dan is dit wat jy sê, ons kom mekaar en jy het hierdie ek wil emulsie van 'n klomp goeders wat bymekaar kom en dit maak 'n beter produk. Maar tog moet daar 'n gesag of 'n real guideline wees vir my en jou om te weet waantoe om te vorm. Want people flaw in wat hulle is. En dan, so, terwyl jy besig was om te praat oor dit, toe dink ek, maar daar is 'n regte standaard en voorbeeld vir my en jou om te kan sê, hoorie so, this is what we ultimately submit to. Maar dit gaan relationship, né? As jy in 'n huwelik en jy kom in en jy soos, okay, maar wat vir ons werk en kyk hoe dit werk, so nou gaan ons, want hierdie is die ultimate sukses en kyk, my ouers is al 50 jaar getroud, jou ouers is geskei, jy weet, so dit werk, ons gaan dit apply. It won't work. Why? Because culture doesn't change in a day. Nee. Culture doesn't change in a day. Culture is relationship and God knows that. So wanneer die Heilige Gees inkom en dis 'n mooi voorbeeld van twee partye, dan kom die Heilige Gees nie net in en gooi jou culture uit nie. Absolutely not. Nee. He works in it. He works on the relationship en dis hoekom hy die grootste sondaar, die grootste persoon daar buite wat ons sê verdien nie die koninkryk nie. Hy kom in en die oomblik waar daai persoon sê, Here Jesus, ek bely my sondes, ek neem U aan as my redder en saligmaker en ek glo in dit wat U vir my in die kruis gedoen het. Ek glo in U as die seun van God. Dan kom die Heilige Gees en hy kom bly reeds binne in daai, ek wil sê daai lelike tempel. Dis woes en leeg, but he's gonna be fixing it. Woes en leeg en volle klomp bose goed ook dalk nog, jy weet, want dis nog hoe die tempel lyk en ek het die storie gebruik van Dagon in 2 Samuel waar hulle die ark wat dan die heiligheid van God represent en ek dink hoe die Jode gegaan het soos hulle is nou net verslaan. Julle kan nie daai heiligheid van God in daai afgodstempel sit nie. Imagine, because that's how we think is crazy. God kyk na ons en na ander mense soos daai ou. Nee, daai vrou het al by hoeveel mans geslaap. Die heiligheid van God kan nie in daai tempel ingaan nie. Maar hoe mooi, so ek sit en dink as dit ons hart is of ons wese, is dit nie, die Heilige Gees is nie offended met wat daar is nie. Is soos, okay, is reg, but I'm gonna go in en ek gaan deal met dit, jy gaan nie eens weet nie. Jy gaan sien, volgende dag gaan jy kom, is afgeslaan en is broken down, so gentle, so mooi, en jy is net, maar hierdie is beter, hierdie werk, it's for me. Want dis hoe culture werk. Ja. Dis hoe culture werk. Jy weet, ons bly die hele tyd by mekaar gooi, want dis hoe culture werk, is wanneer ander lande oorvat, het jy 1 of 2 maniere, of jy gaan in en jy verwoes alles, maak almal dood en jy start over, né? En jy enforce slavery en al daai goed, of jy kom in en jy introduce a new culture. Jy introduce wat mooi is, jy introduce die goeie goed, jy bring popcorn en milkshakes, coffee milkshakes, jy weet, jy bring 'n new culture, sonder om dit te enforce, en dan nie lank later nie, dan sien jy maar die persone wat nie die culture gehad het nie, is soos, daai milkshake lyk nie bad nie, en hulle proe dit, en dan is dit soos nie lank nie,
dan neem daai persoon die nuwe culture aan. Hoekom? Because it's just better. It makes sense. It's easier, En die ja. Heilige Gees kom op dieselfde manier in wanneer ons hom invite en hy werk met ons swakhede, hy werk met ons sonde, hy werk met ek het die storie vertel van my vrou het in 'n huis intrek wat die mense al amper 40 jaar in gebly het. Die plan is nie meer dieselfde nie. Daar's aangebou. Die vertrekke wat die garage was is nou die hoofslaapkamer. Daar's 'n nuwe garage aangebou. Daar's mure wat nie sin maak nie. En ons het ons intrek begin van die mure uitbreek. 'n bietjie verander. Verandering inbring. En hoe nice is dit vandag? Jy weet. Toe ons breek Vir was julle. dit nie nice nie. Nee, dit het jy mooi gedeel, so die stof en die proses rondom dit. Yep. En net so in jou lewe wanneer jy die Heilige Gees innooi, aanvaar dat die proses is nie altyd maklik nie. Aanvaar dat die muur wat jy voel pla niemand nie. Pla dalk niemand nie, maar daar is 'n higher being in hierdie proses. En trust hom met die proses, laat hom toe om die mure af te breek binne in jou huis, binne in jou geloof, binne in jou tradisie, binne in jou culture, want ons culture include our religion, include our background, include our, jy weet hoe ons groot geword, ons seer, ons pyn, ons teleurstellings, ons opinies, dit include dit alles. Allow dat die Heilige Gees daai goed challenge. Ja. En gee hom 'n geleentheid en sê vir hom breek af die muur. Ek het so mooi, ek onthou nog toe my vrou in die sitkamer ingehardloop kom en ek besig om die muur af te slaan, ek het haar nie gesê nie, sê sy maar, "Hoekom het jy my nie gevra nie?" En ek vra, ek sê, "Wat sou jy gesê het as ek jou gevra het ek wil die muur afbreek?" En sy sê, "Ek sou nee gesê het." Ek sê, "Dis hoekom ek jou nie gevra het nie." Want ek weet en sy is hoe vies sy ook al was. Maar nou Nou is dit nou beter. dit skoon is, die stof het gaan lê, die teëls is reg, die dak is reg. Nou erken sy, dit was 'n goeie keuse geweest. En net so as ons die Heilige Gees toelaat om die heavenly culture, Vader laat dit wees soos in die hemel so ook op die aarde. Wanneer hy die heavenly culture in ons lewe kom cultivate en ons allow hom en ons allow die proses en ons werk deur die seën en die ongemak. Net so as ons terugkyk aan dit soos this is better. This is better. I understand why I need this culture in my life. En so, jy bou jou verhouding, dink ek dan ook met die Heilige Gees. So volgende That's keer, relationship. Yeah. as Rou sien, jy stap in die huis en jy is op pad om 'n muur af te breek, dan sê ek, maar hy weet wat hy doen. Jy weet, it's good ideas, en jy leer, en jy allow dit so bietjie meer, dalk even bietjie inkoop, en sê, hoor so, okay, so die vorige keer, maybe, nie die banke toegemaak nie, kom ek gooi die banke toe, en ek prepare, Exactly. en die hele ding is net soveel lekkerder, en daar's dalk 'n grappie wat gebeur, terwyl die muur besig is om af, musiek, ek dalk nie musiek tussen die lawaai nie, maar daar's 'n fellowship, in die saamwerk, die saamproses, maar baie keer dan vat dit 'n oomblik, en ons bou daai verhouding en daai vertroue met die Heilige Gees. Jy's so true, jy weet, en daai storie het na die tyd toe ek die volgende keer 'n muur wil breek, toe het my vrou soos, okay, but wait. Kom ons gooi die banke toe, wat ek nie gedoen het die eerste keer nie. Okay, maar kan ons die stof nie minimize nie? Kan ons nie dit doen nie? Because now she's working with me. Ja. En jy's so reg, jy weet, as ons hierdie proses ingaan en dit sien as 'n verhouding met 'n persoon, weer eens nie met 'n krag nie, nie met die krag van God en is dis unpersonal. It's not far away. It's here. En as ons met daai person, the Holy Spirit relationship bou en ons kan dit insien en ons kan met hom begin saamwerk en sê, okay, Here, dit is vir my so mooi wat Dawid skryf. Hy sê, Here, kom ondersoek my hart, kom ondersoek my niere, kom ondersoek, jy weet, elke orgaan in my liggaam en kyk of daar enige wicked way is en lig dit vir my uit. Dis soos, Here, kom ondersoek hierdie huis, hierdie tempel. Ek weet nou is dit 'n huis, amper sê ek in party gevalle 'n bordeel, but it's what it is, jy weet, die tempel van Dagon, en is soos, Here, ek maak ondersoek hierdie gemors, whatever hierdie woning is, en verander dit in 'n tempel, maak dit rein van die Heilige Gees. Hy sê, Paulus sê so mooi, hy sê, weet julle dit nie, dat jy 'n tempel is van die Heilige Gees, dat die heiligheid van God in jou woon nie? Ek meen, wow, weet jy dit nie? Hoe weet jy dit nie? Daar moet iets gebeur, something needs to happen, don't you know that? En sy excited, ek love hoe jy dit illustrate, want ek dink dit is daar nie 'n deel wat my en jou moet opgewonde maak, om te weet dis 'n tempel. Oomblik wat ons sê tempel, dink ek ook,
ons sit met hierdie persepsie that it's difficult and there's no fun and there's no laughter. Maar dit is so ver weg van die waarheid. Fun, ja. As jy die persoon Exciting. van die Heilige Gees in jou toelaat, dan gaan jy eenvoudig net sê, okay, great, I want to build a house with you, Lord. That's it. Ek wil hê dat jy moet saamkom en dat jy moet weet dat ek vertrou jou genoeg en ons bou aan hierdie saam. And that allows for wat ook al mense om jou. So, een van die punte is, so it's nie net vir my en jou om in relationship te staan nie. Daar's 'n oomblik wat ons dan die geleentheid het om to bless the next person. Ja, Wat dan jou huis dalk met jou kinders is. Ja, Vrede in 'n huis en kinders wat sê mamma en pappa wees saam, hulle sien hoe bou jy verhouding met die Heilige Gees, daai vertroue. It's the same as in 'n huwelik. En jy kom en jy sê, okay, maar ek is dan nou opgewonde Ja. om 'n tempel te wees, want dit is nie boring nie. nou, it's 'n adventure. It is. Dis 'n adventure en die adventure stop wanneer ons sê dit stop. Ja. Ons het die reg. Ons het, jy weet, so hard soos dit klink, maar die Here gee ons die reg We can choose. om te sê kom in of bly buite. Net so het jy die reg oor jou liggaam om te sê Here, ek het genoeg gehad. I don't want to do this anymore. En dan stop dit. Maar why? Hoekom as jy die goedheid van God gesmaak het? Hoekom nie om kans gee om aan te gaan nie? Hoekom nie om kans gee om voort te gaan nie? Hoekom nie om kans gee om heeltemal skoon te maak nie? As Henok se lewe God so geplease het dat hy hom deurgevat het hemel toe en want die woord sê because he enjoyed it so much to spend time with Henok. Hoekom nie die Heilige Gees kans gee om jou huis so te revamp dat God daar wil bly en dit enjoy en dit love en dit's 'n awesome place to be. Why not? Why not? Ek het nie hieroor gepraat Sondag nie because I didn't get to that. Maar ek wil dit net vinnig mention en obviously dink ek gaan ek iewers later daaroor preek, maar God verander jou huis, jou gemors, jou plek waar jy bly. Verander hy in 'n tempel van die Heilige Gees. Nou die tempel het twee doele. Die eerste doel is om die heiligheid van God te huisves. Die tweede doel is to be a place of worship. Yes. Amen. So why not allow the Holy Spirit not just to make you a place where His holiness dwell, but also a place where He can be worshipped. Where you can be honored. Yeah. So when people look at you, they're like, wow, I love the way you serve Christ. Wow, I love God, the way you live it, the way you, en weet ek wil die Here net eer. Dankie vir dit wat jy gedoen het. Ek prys die Here. Dankie vir jou guns, dankie vir jou genade, dankie vir die vrede wat jy bring. Ek verheerlik die Here. Now you're becoming a place of worship, not just a place of holiness. And if, ek weet ek het nie genoeg tyd gehad Sondag, but maybe this is deel 3. But if we can become a place of worship. Wow. Uit jou uitstraal. Ja. Jy weet daai oomblikke wat iemand in die vertrek instap. En jy voel half jy wil na hulle toe stap en sê, hoor jy, ek kan sien Jesus is in jou lewe. Dan dink ek wil daai persoon wees, want as jy toelaat dat die Heilige Gees binne in jou is, dan is daar 'n plek wat jy daai oorwinning het. En dan kom jy en jy besef dat maak nie saak wat besig is om buite die tempel te gebeur nie. Ja. Dat daai heiligheid, daai lig van die Heilige Gees is binne in jou. Dis warm, dis lekker. Amen. En jy voel veilig, so jy kan dan met die elemente aan die buitekant deel. Amen. En That's it it. works. There's a person there. You're not alone anymore. En miskien kan ek met hierdie gedagte afsluit, Pastor. Van my kant af, jy's nie meer alleen nie. Die oomblik wat jou hart vir die Here gegee het, die Heilige Gees inwonend is, dis jou Pinkster moment. Dis jou krag oomblik. Daar's nie 'n groter krag wat ons ken as die krag van die Heilige Gees nie, maar daar's ook nie 'n meer real person wat jy kan ken ooit in jou lewe, of jy getroud is of nie, 'n verhouding het, jy weet nog 'n seun of 'n meisie is nie, daar's nie 'n groter verhouding wat jy kan hê as met die realness van die persoon van die Heilige Gees nie. As jy hom by jou het, sal jy in jou lewe nooit weer alleen wees nie. Nooit weer alleen wees nie. Jou lewe sal nooit weer boring wees nie. Ja. Jy sal letterlik krag hê. Hy sal jou help
om die liefde, die krag en die selfbeheersing toe te pas in jou lewe. You just give it over, allow him to come in. Ek bid so dat jy jou Pinkster oomblik sal hê, die inwoning van die Heilige Gees oomblik in jou lewe sal hê, waar hy jou nooit weer sal verlaat nie, nooit in die steek sal laat nie. He's real. Amen. He's real. Boodskap van jou kant af vir die luisteraar. He wants it for everybody. Amen. Yes. Jy kyk so verkeerd, ek praat van die persoon wat inkom, as jy wonder, is dit vir my, is ek goed genoeg, dan just for a moment you are. Daar's nie 'n oomblik wat Jesus Christus, die Heilige Gees nie dink aan jou, nie wil saam met jou 'n tempel bou, opbou wie jy is nie. You are special enough and you are loved. Amen. Amen. Daar's hy, julle, dankie dat jy ingetune het. Deel hierdie met iemand, share dit op jou sosiale media. Ons aim hiermee is regtig net om Jesus Christus se naam groot te maak en sy koninkryk uit te brei en mag jy in hierdie week daai inwoning beleef, mag jy daarvan bewus wees, die Heilige Gees is met jou, gaan in vrede.